bid net ons en dan wil ek net met julle iets deel. So Vader, dankie vir u goedheid. Dankie vir u genade. Thank you Lord for your goodness, your mercy and your grace. We come before you in the mighty name of Yeshua Mashiach. We lay down spirit, soul and body, and we ask that Holy Spirit, that you alone will come and lead us this morning. We surrender ourselves to you. We ask for a spirit of your wisdom, your counsel, and your grace. Thank you, Lord. And also your understanding, your spirit of understanding over us this morning. Seal us off under the blood of Jesus Christ. Make us invisible in the spirit realm. Cover us from all sides, and we give you all the praise and the glory. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Okay. Amen. Is julle gereed? Okay. Kom ons begin. Ons gaan weer aan. Onthou julle laas het ons oor garments. Ons gaan nou dieper in weer oor garments. Okay, so dit wat jy geklee is. So kom ons vra die vraag. As Vader God na ons kyk, hoe kyk hy na ons? Hoe sien hy jou? Sien hy jou vanoggend met 'n sweetpak aan? Sien hy vir Kobus met 'n trui? Sien hy my met blou? Sien hy Werner met 'n jacket? Wat sien hy raak? Nou watter liggaam van jou sien hy raak? Ek kyk nie right. So hoe dink julle waarna kyk hy as hy kyk? So. Ja, hy kyk na die hart. Maar hy kyk na jou hele liggaam. Ja. So as jy in die gees kan kyk, wat ons hier sien in die uiterlike in the body is also visible in the soul and also in the spirit. So jy het eintlik 3 liggame, maar hulle is in een. So toe Jesus opgestaan het en Maria kom by die graf, hoe het sy na hom gekyk toe haar gees toe sy hom gesien het? Her spiritual eyes were open. Sy het hom gesien as 'n gardener. As ek reg. Want hy was wit geklee, nee. So 'n kleed in die woord is eintlik 'n metafoor vir hoe jy lyk, hoe jou hart is. Met ander woorde, dis 'n vergelyking. So ons kan dit in die woord sien en dan gaan ons vanoggend deur dit en kyk ons aan die skrifte. En dan baie keer dan vergeet ons eintlik hoe ons moet lyk. En ons gaan aan met ons dagtake, maar hoe kyk ons dan nie net na ons nie, hoe kyk ek na Werner? Hoe kyk ek na Graham en hoe kyk ek na elkeen van ons? Hoe kyk ek na Chris? So wat reveal, hoe kyk ek na jou? Sien ek net vir Werner na die uiterlike of word daar iets dieper in reveal, wat sien jy raak? Partykeer is daar iets in 'n persoon, hy kom hier ingestap as 'n boemelaar met stikkende klere, maar ons sien, wat sien ons raak? Miskien stap hy in jou gemeente in jou kerk en op 'n Sondag, en hy sit daar. Ek is altyd versigtig as ek hulle sien, ek kyk op Vrydag weer, kom maar ouetjie van die straat af in. En jy weet nie, is dit 'n engel wat jy daar sien, wat God vir jou instuur? Waarna kyk ons? Okay, kom ons gaan in. Dan kyk ons hier, hy sê Romans 13:14. So hoe moet ons self beklee? Ek gaan 'n bietjie vorentoe en dan gaan ons teruggaan weer in die skrif. Jy gaan sien ons gaan rondbeweeg. Romans 13:14 telling us, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. So hoe trek jy hom aan? Met ander woorde, daar moet niks van jou oorwees nie en daar moet meer van hom word. Amen. Dan beklee jy jou met hom. So die oomblik as jy vol is van jouself, gaan hy nie toelaat dat jy sy kleed aantrek. John 3:30. He must become more, I must become less. Yes. Alright. Amen. Isaiah 61:3. To point unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, so that the oil of joy for mourning
And then the garment of praise. Sien jy, daar's 'n garment wat jy kan aantrek, ons noem hom prys. So, met watter gesindheid staan jy in die oggend op? Halleluja, glory. So baie keer lê ons wakker in die aand of in die nag en jy dink die hele tyd aan jou omstandighede en aan jou uitdagings. So, hoe meer jy aan jou uitdagings dink, hoe minder kan jy hierdie garment of prys aantrek. So die garment of prys moet jy aantrek ongeag, despite your circumstances. Want dis 'n keuse wat jy moet maak. Wat gaan jy aantrek vanoggend? 'n Garment of prys. Elke keer dan dink ek, soveel testimonies van garment of prys. Ek onthou vir Chris toe hy sy voertuig gestamp het. En hy het niks te besef maar hy is nou op die voete. Ja. En ons kom in die oggend, ek gaan haal hom. En hy begin prys en ek dog maar verstaan hy het nie versekering nie, sy voertuig is afgeskryf en hy loof van prys. Ek weet jy moet loof van prys want ek het dit in daai tyd gedoen, maar die oggend toe ek 5 uur hierna toe ry met hom, toe dink ek, hierdie is nou 'n bietjie 'n tough one, maar jy kan dit doen en hy 1 uur, 2 uur daai dag toe bel hy my toe sê hy het agtergekom hy het insurance gehad wat hy nooit besef het op sy bankrekening, op sy voertuig. Ja. In 2 maande daarna is hy hele kar herstel en selfs die plekke waar hy gestamp het wat hy nie herstel het nie, is vir hom reggemaak. Glory be to God. So it's the garment of praise. Hierdie is 'n klein getuienis van wat gebeur. Okay, so for the spirit of heaviness that they might be called trees of righteousness and the planting of the Lord that he might be glorified. So jy moet eintlik mediteer op hierdie skrif. En as jy Isaiah 61:3 oopmaak, sê jy, Lord, I'm going to take this word for this week and I'm going to meditate on this word. Nou hoe meditate jy op hom? Jy sê hom oor en oor op en jy begin te loof en prys. Dat hy vir jou 'n garment of prys aantrek. Trek hom aan. Sien hoe word jy aangetrek? Dan maak jy die woord in aksie. Dan sien jy trek jy daai garment aan, begin loof en prys. Hoor die deure maak oop vir jou, hoor. Ek sê vir jou, deure wat jy nie verstaan nie wat toe was, gaan oop. Want die vyand het nou legal right op jou as jy begin loof en prys nie. Habakuk sê, al sal die vyeboom nie bot nie, nogtans will I rejoice in the Lord. So jy kom uit jou omstandighede met prys en worship. The key That's the key. to faith. That's the battle of warfare. That's a key for warfare. Ja, loof en prys bring jou uit. Enige omstandighede wat jy is, loof en prys. Siekes word gesond. Jou bankrekening verander. Deure gaan oop, kontrakte word verander. Mense wat jy al vergeet het wat jou geld skuld, bel jou, hulle bring jou geld vir jou terug. So it changes your circumstances. And it's not for the circumstances, it's in the circumstances. Ja. It's in it, ja. Dis wanneer jy in daai storm is, wanneer jy daai garment of prys begin aantrek. Miriam het begin, gaan kyk hoe Miriam, sy was 'n worshipper, 'n profetes gewees. So in die midde van alles in Egypt en alles wat Moses hulle gehad het hulle die simbale gehad. So daar moet altyd 'n simbaal, daar moet altyd 'n klank van prys wat release moet word. It's a sound. So heaven is picking up that sound, that vibration in the frequency. As hy die oomblik as jy begin prys, waartoe gaan dit? Het jy al gepraat en hou jy jou liggaam vas en dan hoor jy dit vibreer op jou liggaam. Nou 70% water, daai klank en daai golwe moet erns, daai vibrasie, negatiewe vibrasie vorm 'n negatiewe konsekwensie. Positiewe een veroorsaak 'n positiewe een. Okay, so dis die eerste een.
dan vra hy die volgende vraag, what did your garment reveal of you? So as jy vanoggend sit en jy vat introspeksie en jy sit vir jouself en jy moet gaan neersit in 'n uur vat en toelaat en sê, Lord, here I am. Come and test me, come and judge me. Wat gaan hy kry vanoggend by Your jou? sin, your garment's going to be stained. Ja. So dit is jou balansstaat. Where's your balance sheet? Well, ja. So where's your balance sheet? So every morning you have to come. Elke dag, die bloed is daar om elke dag vir jou 'n skoon garment te gee. Moment by moment. Waar jy is, jou orals. Kyk hoeveel word jy elke dag in klomp goed aangeval. Ek het al baie keer gesien, dit is, dan kom mense en selfs mense in die gemeente, wat mense naby in jou, familielede, hulle tree nie op soos wat jy dink hulle moet optree nie, en jy vorm jou eie gedagtes. Terwyl jy jou gedagtes vorm, dink ek dan, kon ons gebid het vir hulle. Het jy gebid vir hulle of jou gedagte gevorm oor hulle? Casting down vain imaginations. Ja. So what did your garment reveal of you? En dan sê hy, overcomers all wear certain clothes. So wie is die overcomers? As ek vra. Overcomers, okay, waar kry ons hulle? Werner weet. Die 7 gemeentes. Gemeente 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Al 7. Dan sê hy, and they that overcome. En hulle wat oorwin. Ja. So hy wys vir ons hoe lyk die gemeente. En dan sê hy vir ons, uit daai gemeente uit, gaan ek overcomers haal. Hulle is nie deel van hierdie nie, maar ek gaan hulle uithaal. En om 'n overcomer te word, is daar een vereiste, repentance. So ons gaan dit kyk gou daar. Revelation 3, verse 3 to 4. Remember therefore how you has received and heard, and hold fast and repent. And if therefore you shall not watch, I will come as a thief, and you shall not know what hour I will come upon thee. Thou hast a few names, even Sardis, which have not defiled their garments. Sien jy dit? And they shall walk with me in white, for they are worthy. So, hierdie is die, Sardis is die persecuted church. Hulle in Philadelphia is die enigste 2. Daar was 7 gemeentes, nee, 7. Van die 7 het 5 gedink. Hulle het 'n baie goeie verslag. 2 het gedink hulle doen nie goed nie. En die 2 wat gedink het hulle doen nie goed nie, was Sardis en Philadelphia. Hulle het 'n positiewe eksamenuitslag gekry. Maar die ander 5 wat gedink het hulle is op die regte plek, was verwerp. Maar God het gekom en vir hulle gesê, repent from this place. Even Thyatira het hy vir Jezebel kans gegee, that woman Jezebel. So daai gees van Jezebel wat onder hulle was, het hy gesê, gaan in repent. Hier, die woord sê, he even give her a space. Hy het daar even 'n geleentheid gegee om te repent, but she did not. So ons sien hier's 'n sleutel hoe om 'n garment, hoe om 'n skoon garment aan te trek. Ons gaan nou kom by die wat se garment, hoe kry jy jou garment? Die eerste een wit. The one that is victorious will overcome. Spiritual principle, overcomers dressed in white. Ek wil gou vir julle hier dat overcome. Alright, kom ons doen so.
2 vers 7. Revelation 2 vers 7. Alright, daar sien julle. Hy wat 'n oor het, he that hath an ear, let him hear what the Spirit say to the churches. To him that overcome, I will give him to eat of the tree of life which is in the midst of the paradise. 2 vers 11. Daar sê hy weer. Hy wat 'n oor het, he that hath an ear, let him that hear what the Spirit say unto the churches. He that overcome shall not be hurt by the second death. So ons sien elkeen van daai gemeentes word mee gepraat. He that hath an ear, let him hear what the Spirit say to the churches. To him that overcome, I will give him to eat of the hidden manna. I will give him a white stone and a new name which no man with knowing and will receive. Dan praat hy met Thyatira daarso. I gave her a space to repent of her fornication and she repented not. Sien julle? So ons sien hierdie 7 gemeentes verteenwoordig 7 dispensations. Verstaan julle wat dit is nie? So van die eerste dispensation is wanneer die eerste gemeentes gestig is deur die apostels. So elke dispensasie kan jy sien, die eerste 300 jaar, daar's 'n karaktertrek vir Efese. Eerste gemeente is Efesus. Dan kry jy Smyrna, dan kry jy Pergamos, Thyatira, en dan die laaste een, Laodicea, wanneer hy begin in 1900s. So ouens wat deur kerkgeskiedenis gegaan het gesien maar daai karaktereienskap. So as jy een gemeente omruil met die ander een, dan val daai hele sequence uit plek uit. So ons sien dat toe Jesus hierdie boekrol vir Johannes gee en sê gaan oorhandig hierdie briewe, 7 briewe aan 7 gemeentes, het hy presies 'n volgorde. Daar was baie meer as net 7 gemeentes, maar hy het net 7 gekies. So daar's 'n rede hoekom hy net 7 ook daar gekies het, maar dis nie wat ek vir vanoggend wil sê nie. Wat gaan hier oor wat gebeur met elkeen. Dan kom ons kyk net, ek moet net terugkom gou hier by Philadelphia, maar nou as jy hierheen lees, dan lees jy Bloemfontein raak. Jy lees Bethlehem raak. Jy lees Pretoria raak. Jy lees die gemeente in New York raak. So hy sê, unto the angel of the church Laodicea. So daai woord Laodicea beteken how to conquer, people conquering, the conquering of the people. Hoe is die menseregte? Nou is daar human rights vandag. Is daar mense wat staat maak op human rights en verskillende rights en hulle rights en Black Lives Matter en toi en al hierdie goed. Nou hierdie goed was nie voorheen daar nie. So ons sien hierdie goed het ingekom as gevolg van ook die naam. These things say the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of God's creation. I know your works. You are neither cold or hot. Because you are not cold or hot, because you are lukewarm, I will spew you out of your mouth. As jy na jouself moet kyk, ek kyk na myself. Niemand kan vir jou leuns vertel nie. Jy kan nie vir jouself jok nie. Jy ken jouself. As jy jou hart nou voor die koning van die konings moet bring en jy moet jouself in 'n kategorie insit. En die Heilige Gees wys my hierdie week. Plaas jouself in een van daai. En as jy nou 'n gemeente vat en jy vat briefies en elke ou skryf en hy vou hom toe sonder sy naam en hy gee in en jy moet eerlik wees. En ons merk af, waar staan jy in jou verhouding? Hoe dink jy waar gaan ons uitkom? So ek dink die meeste
Wat sê jy, Dis Kobus? nogal 'n interessante ding. Ek sit nou en dink, want as jy so anonymous briefies gaan uitstuur, Ja, meeste van die mense gaan regtig, ek dink, antwoord en Hulle sê gaan? ja, hulle gaan. dit sal nogal interessant wees om te weet wat gaan terugkom. Ek dink 80% is lukewarm. Ja. Maar nou, die woord is waar. Hy sê, ons is die generasie wat lukewarm is. Maar ek en jy het 'n keuse, gaan ons lukewarm wees of gaan ons warm wees? As ek kyk na so iets, dan wat ou werk in die counselling area om Ja. te sien wat dan sien jy net koud. Die mense is nie eens lukewarm nie. Hulle Ja. is heeltemal koud. Ja. Hulle ken nie die Bybel nie, hulle verstaan nie die Bybel nie, hulle is nie 'n relationship nie. Daar's geen verhouding met die Bybel nie. Hulle is nie eens gered nie. Nee, Ek dink religie maak Yes. so lukewarm. ja. Ja. Kan weet jy Oh, yes. weet jy waaraan dink ek? Ek het in 'n gemeente groot geword as 'n klein seentjie. En as jy daar ingestap het, het hy sulke breinbanke, houtbanke gehad. Onthou julle daai? Ja. Nou stap in die winter daarin. Wat gebeur as jy eers gaan sit? Hoe voel hy hier onder? OK. Nou sit jy 'n halfuur. Dan kom iemand anders en jy moet opskuif. Vir koud. Hoe voel die een wat jy nou opgesit het? Lekker warm. Is hy koud, is hy warm of is hy lukewarm? Hy is nie warm nie want hy sê gebrand het. Ja, ja. Nee. So hy's lukewarm. So nou kom vra die Heilige Gees. Hoeveel van die tyd wat jy net daar gesit het en ontvang het, was jy koud? Hoe was jou sitplek waarop jy gesit het? Want jy kan vir 10, 20, jy kan 30 jaar daar sit. Hy gaan nie warm word nie, hy gaan net lukewarm bly. So, hoekom ek hierdie sit? Want ek moet by myself begin. In jou evaluasie, jy het 'n checklist. En hierdie checklist is nie een keer 'n jaar nie, jy moet elke dag met jouself moet jy afmerk. Daar's ook 'n gevaar, hoe meet jy jouself? Verstaan jy? Want baie mense meet hulle self en you can be deceived. Nommer 1 en nommer 2, hoe definieer God? Definieer lukewarm, want vir my hot is Ja, doing what God called you to do. ja, You with Ja. me? Because if we can't define ourselves, ek kan nie sê ek is lukewarm, maar eintlik doen ek alles wat die Here my geroep is. ja. Maar weet jy, Graham terwyl jy sê, weet wat is 'n gevaarlike plek? Ja, ek luister. Wat ek agterkom met 'n gevaarlike plek is om te dink. Ek het agterkom 'n gevaarlike plek is om te dink. Jy is warm. Weet. Ja, want jou hart is misleidend. Jou hart is misleidend bo alles. What is deceitful about all things? Ja, I think religious arrogance is your most dangerous thing for Christians, ja, because you think that you are hot, but we all fall short of the glory of God. So Yeah. what are you doing? Fooling yourself. ja, One day we're going to stand in front of Christ and you will Yeah. be judged and you will answer Yeah. your questions. Do what you can Yeah. do. But to have this arrogance of saying that I am perfect Yeah. and I'm hot is going to be where you fall short. ja, Die stukkie wat jy van Joshua die high priest, ja. Sagaria 3 wat ja, kan ek Ja. dit gou lees? Jy kan. That's exactly it. We don't. Well, then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing on his right hand to oppose him. Ek gaan hom lees op die skerm sit. Okay. And the Lord said to Satan, "The Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is it not a brand plucked from the fire?" Now Joshua was clothed with filthy garments and was standing before the angel. Then he answered and spoke to those who stood before him, saying, "Take away these filthy garments from him." And to him he said, "See, I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes, Ja,
And I said, let them put clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and they put the clothes on him. And the angel of the Lord stood by it. And the angel of the Lord admonished Joshua, saying, thus says the Lord of hosts. Amen. Verder is. Kom ek sê gou vir jou, ons het Vrydagoggend het ons daai wat jy nou verder lees, het ons hanteer. En ek sê elke keer as ek hierdie lees wat jy nou verder lees, dan gaan ek eintlik in fear and trembling in. Want kyk wat sê hy nou. Hy sê, if you will walk in my ways, dit is die voorwaarde. If you will walk in my ways, and if you will keep my charge, my commandments, then you shall also judge my house. So ons moet instaan, soos Daniel ingestaan het, om te sê, Lord, we have sinned. Nie sê, ja, hoor jy's verkeerd en jy's verkeerd nie. We are the body. Onthou julle die granate wat ek gesê het, watter deel raak sleg? So dit is daai deel van dit. Ek dink nou sommer aan die ons is nou deur Pesach, deur die fees, nou dink ek aan daai sondaar wat in die kruis gehang het. Ja, En die garment wat hy aangehad het toe hy daar gehang het, ek Ja. glo was gone, verlore, koud. ja, En toe in 'n oogwink, toe hy die Here herken, besef hy is die Here, toe het hy verlossing, toe het hy Ja. lewe. En dis dalk hoekom hy sê, al is jy koud, is dit beter as wat jy lou was. lauwarm. As amper Ja. nie vir 'n Want as jy koud is, dan weet jy jy's koud. ja. Maar as jy lauwarm is, ou dink hy's kom ons fine kyk, en kom is ons kyk wat sê hulle in Revelation nou. Ek wil gou hierdie met julle Revelation 3. En dan kom maar arrogance baie keer. Die right. Laodicea, I know your works. You're either held or cold. I would you because you are I would cold or hot, because you are lukewarm, and neither cold or hot, I am spew you out of my mouth. Because you say, and this now the problem, you say I am rich, I've increased of goods, and heat of nothing, and you knoweth not that you are. Maar kyk nou alles wat hy sê, wat Jesus, hy sê dit nie vir een van die ander kerke oor 2000 jaar nie, hy sê dit vir ons. So dis die kerk waar ons nou is, hy sê, you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Okay, hier kom het by die klere uit. Wat se kleed het ons aan? Wat se kleed het Laodicea aan? Hy's naak. En hoe kom jy skoon? Daar's twee goed wat jy is jou kleed skoon maak. Is met die bloed van die lam en die woord van sy getuienis. En die ander deel is, I counsel you to buy of me gold refined in the fire, so that you may be rich, and your white raiment, that you may be clothed, and that the shame of your nakedness do not appear. So dis hoe jy 'n kleed aantrek. Jy moet deur die vuur gaan. Die vuur is the sufferings, baptized in the sufferings of Christ. Ek sal daaroor deel. Anoint yourself that you so that your nakedness do not appear, and anoint your eyes with eye salve, so that you may see. Nou daai see is geestelik sien. So, hoe sien jy geestelik? Jy moet by jouself begin raak sien. Alright, so ek wil terwyl ek hierdie sê, om by jouself raak te sien, wil ek iets deel. So onthou julle so 2-3 weke terug, toe praat ons oor Joseph of Arimathea. Ja. En die deel van Joseph of Arimathea is die volgende. Hy het die liggaam van Jesus gaan afhaal. En hy het hom in sy hande gedra. En hy het hom na die graf toe gevat. En toe ek die diepte van dit besef, toe kom ek op 'n plek wat ek voel, ek was vir 2 dae in weeping gewees. Want
Want daai skrif het soos gevoel uit die woord het in my ingegaan. En ek was net in weeping gewees en my gebed is om te bid dat ek elke dag so moet voel. Want jy moet hom elke dag dra. So jy moet hom nie net een keer afhaal nie. Ons met daai liggaam van hom moet jy enige plek invat, by jou besigheid, oral waar jy is. En toe gebeur dit so, en ek gaan nou lank storie kort maak. 'n week daarna het ons 'n hondjie by die huis gehad en die hondjie raak siek. Ons het 2 schnauzers, Boetie en 'n sussie, maar hulle is 8 jaar oud en raak siek. Die een het al 'n jaar terug diabetes, want hy eet alles wat van die tafel af wat suiker is en soet is en toe kry hy dit. En die ander een wat gesond was, het in 'n oomblik het ons gesien sy is nie reg nie. Veearts toe en toe sê die veearts nierversaking, ek kan niks meer vir haar doen nie. En ek vra toe vir die veearts, hy vra wat wil ons doen? Nou ek besluit net, ek gaan nie besluit neem, ek wil hoor wat sê my vrou. Wat sê Subet? En ek kyk na myself want ek wil nie hierdie hondjie moet deur dit gaan nie. En my beste is sit daar uit. En sy kyk veearts so sy sê nee. In die hondjie se naam is Grace. Sy sê ek sal haar huis toe vat, ek sal na haar gaan kyk. Okay, so is sy huis toe en so gaan dit vir 'n week aan met 'n drip en spuitgoed en medisyne en alles. En 'n aand voor die tyd toe kom ek agter, joh, nou is dit nie goed nie. En dan sy begin 'n reuk afgee wat ook nie aangenaam is nie. En die volgende, ek is in die kamer en ek sien maar, dis nou die aand, hier kom sy ingestap in 'n kombers met die hondjie in haar arms. En ek sê vir haar, jy kan haar nie hier inbring nie. Jy moet haar in haar bed gaan sit. En sy draai om en sy vat haar af onder toe. En die volgende oggend 8 uur bel sy my en sy sê vir my, Grace is dood. En in 'n oomblik begin die Heilige Gees vir my sê, jy het oor Joseph of Arimathea bedien, maar jou vrou het vir jou kom wys hoe om dit uit te leef. Sy sê, in die Heilige Gees sê vir my, jy kom in die oggende 5 uur in om te bid hier, so elke dag. En jy doen alles. En jy kom uit, maar jou vrou is nie hier nie, sy kom nie hier nie, maar in 'n oomblik het ek jou haar hart gewys. So, 'n hart is baie misleidend bo alles. Hy sê, al is jy 34 jaar getroud, openbaar ek vandag, daar's dele van jou vrou se hart wat jy nie ken nie, wat ek ken, wat ek aan jou gaan openbaar. En ek is net dankbaar dat ek daai geleentheid gegee is om dit raak te sien. En ek moet net gaan repent, want jy weet, Vader God sê, hy sê, ek het die minste vir julle gegee, is hierdie hondjie, die minste. Maar, hy sê, sy het vir Grace gedra, asof sy my liggaam gedra het. En jy was nie bereid om dit te dra nie. So, dan moet ou kom en jy moet dit erken en jy moet bely. Ja, so, al wat ek vir julle net sê is, dis baie vinnig om na iemand te kyk met oë en te dink, ek is daar, want ek doen hierdie. So, kom ons begin by ons vrouens en ons kinders. Ons is priesters in die huis. En ons sê, Vader, vergewe ons, met die oë waarna ek na haar altyd kyk. Want ek weet nie, hoe kyk u na haar nie. Ek dink is 'n ander plek. Want, net daarna praat ek met Johan van Turkie, en ek het, eintlik is ons nog met die kleed besig, maar die Heilige Gees is besig om iets hier oop te breek. En ek weet dit vir baie lank het ek nooit aan hier aangedink nie. Ek dink ek het dit met Barend gedeel, maar God maak vir Adam, hy skaap vir Adam, hy vat die grond, stem julle saam, die dust. En hy blaas sy ruach of sy neshama in sy neus in dat die lewendmakende siel word. En
ons kyk na mekaar so en ons dink, ons kom uit die stof uit. Stem julle saam? Uit die grond uit. En John deel nou die dag met my en hy vra vir my, maar hoe is Eva geskape? So waar het uit sy uitgekom? Ribbebeen. So het sy uit die grond uitgekom of het sy uit Adam se vlees uitgekom? En as sy uit die vlees uitgekom het, verstaan ons hoekom hulle baie meer emosioneel as ons is. Want hulle kom uit ons vlees uit die vlees, uit die mens se vlees uit. En nou as hy aankleef en 'n man en vrou saam is, dan moet ons, al wat ons kan teruggaan na die laaste Adam toe. Na Jesus Christus. En hy moet ons kom herskep deur sy wedergebore krag van die bloed van die lam. Moet ons weergebore raak. Laat ons terugkom in die beeld van hom, nie in die beeld van Adam nie. Maak dit vir julle sin? So, toe ek nou deur hierdie gaan, dit sê, ons gaan nie arriveer nie. Nie die kant van die graf. Ja. Nee, so, hierdie is 'n moment by moment, dag vir dag, lay down your life. Sterf. Op jou kruis. Ja, en ek nou dink ek aan elkeen, ons wat bedien en uitgaan, en Kobus wat uitgaan, dan besef jy net, alles is net genade. En ek besef, dis hoekom haar hondjie se naam Grace was. Ja, min het ek gebeur die dag toe Wilbur hulle name gegee het, dat haar naam gaan iets beteken. En ja, dis belangrik dat ons dit raak sien. So kom ons gaan aan. Maar verstaan jy, okay, nou wil ek vir julle iets sê, daar's 'n measure. Kom ek vir julle iets wys. Ek dink voordat ons gaan, hoe moet ons weet wat gaan gebeur? Measure. Zechariah. Kan ek net gou voor Asseblief. voor jy oor humility en om nederig te wees. Nou hoor ek 'n groot spiritual leader, hy sê the test of humility is as ek sê en glo ek is baie nederig, dan het ek 'n probleem. Ja. So, net soos jy sê, jy Ja. kyk jy na jou. Ja, Soos ek sê, nee man, ek is 'n nederige ouetjie, dan is jy eintlik maar die opposite. Jy is eintlik maar boastful. dis baie waar. It's like the church that gave that award that says this guy's the most humble guy. And they had an election, and then eventually one guy won the award, and they called him up to receive the award. And because he received the award, they said, no, but you're not humble enough because you received the award. It's like, You shouldn't have gone. you shouldn't have gone up. Ja, En ek lees 'n rabbi die ander dag. The rabbi says, if you think so much of yourself, realize the flea, die vlooi, was made before you. So, jy het niks om so. ja, Here was eers gemaak. dis waar. Rabbis het mos 'n wy om dinge anders te sien. So ons het al 'n paar keer in intersessie gebid. Onthou destyds by Ariel Gate, jy besig om te bid, dan stap daar 'n engel in met 'n measuring line, met 'n maatstok in sy hand. Nou kyk daar Zechariah 2. Hy sê, I lifted up my eyes and again I looked and beheld a man with a measuring line in his hand. Then said I, whither you go? And he said to me, to measure Jerusalem, to see what is the breadth, the length thereof. And behold, the angel that talked with me went forth, and another angel went out to meet him. Revelation 11:1. Ons sê ons is die tempel. Ons is die tempel, nee, van die Heilige Gees. Amen. And there was given a me
given to me a reed like a rod, and the angel stood and said, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. Nou my vraag is die volgende. As jy die tempel is, hoe word gereeld, hoe as jy vanoggend gemeet moet word? Wat is jou mate? Is jou die measuring line wat jy gemeet en getoets word, is dit aanvaarbaar vir God? Onthou, hierdie wat ek van praat, is verby salvation. Hierdie het niks met dit te doen nie. Hierdie het te doen met jou, want salvation het plaasgevind reeds met wedergeboorte. Born again. Dit reeds. Hierdie het sanctification en met jou rewards te doen. Emphasis is on the clothing you wear. Joseph stripped him naked. Jesus' clothes described in detail. And it came to pass in 8 days, and these days he took Peter, James, and John. They went up to a high mountain, they prayed and fasted, and his countenance was altered, and his raiment was white and glistering. So sien hoe Jesus se kleed gelyk, toe hy aan hulle verskyn het. Is julle by? Alright. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, he turned about in the press and said, Who touched my clothes? En daar kom hy en hy vra, wie het aan my kleed geraak? After his resurrection, he wears white. Jesus died, they took his clothes. So sien daar, the soldiers, when they had crucified him, they took his garments, made 4 parts, every soldier had a part, and the coat, now the coat was without seam, woven from top throughout. Ons weet die voorhangsel het geskeur. Maar ons kyk na sy innerkleed, waar sy hart was, het geen soem gehad. So, hulle het hierdie gevat, die uiterlike garment, hulle het dit in dele gevat, sodat ek en jy elkeen vandag 'n deel kan ontvang van sy kleed. Does it make sense? Mark 16, entering the sepulchre, a young man sitting on the right hand, clothed in a long white garment, and they were afraid, and he said to them, Be not afraid, you seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen, he is not here. Behold the place where they laid him. They took his clothes, they become naked, so that we can receive his clothes. His undergarment was seamless. They will be clothed white like him. Ordinary people could not afford it, received his garment. So ons moet 'n plek kom en sê, ek wil 'n deel van die kleed hê, want dit is vir ons beskikbaar. Want die woord sê in Romeine, clothe yourself with the Lord Jesus. Therefore shall a man leave his father and mother, he shall cleave unto his wife. Sien julle hy woord cleave. Daai kleef beteken, jy gaan deel van haar vlees word, jy kleef haar aan. Dis hoekom ons so soulies raak. Hierdie is maar net 'n shadow type in 'n picture of ons te wys. Man en vrou moet een word, jy moet albei moet gaan neerlê en sterf, en ons met Jesus gaan aanneem. And they were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. So dis hoe ons onsself moet sien, hoe ons moet daarin beweeg. Ons priesters in die huis. And the Lord called Adam and said to him, I heard the voice in the garden, I was afraid, I was naked. So die ding wat my tref hier was, 1. And Adam also and his wife, and did to the Lord, and God made coats of skin, and he clothed them. Okay, voor dit, het hulle agtergekom, as julle hierdie gedeelte lees, het hulle agtergekomme, hulle het dan gaan wegkry. Het hulle agtergekom, hulle is naak. Ja. Want hoekom? Hulle het gaan wegkry. Nee. Okay, nou Laodicea
Wat is die verskil tussen Adam en Laodicea? Odissea het dit nie geweet nie, Ja. nie gesien nie. Ja. Ons, die kerk waarin ons is vandag, ons sien dit nie raak dat ons naak is nie. Adam en Eva het nog gesien hulle is naak. Maar dis baie erger om agter te kom, jy kom dit nie agter jy's naak nie. Want as jy sien jy's naak, kan jy nog iets daaraan doen, hulle het gaan wegkry. Maar as jy nie agterkom jy's naak nie, so daai nakedness wat jy nie agterkom nie, is jou hart se toestand. Wat jy nie agterkom wat hy is nie. So dis hoekom repentance is nie net vir een keer nie. Ja, daar's 'n repentance wanneer jy hom aanneem, maar dit's daily om alles te gaan neerlê. I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall joyful in God. He have clothed me with garments of, ek het dit rooi gesit. Hoe beklee hy jou? Garments of salvation. Dis wanneer jy hom aangeneem het. Sien julle daai? And he hath covered me with his robe of righteousness. Met sy, daai robe is eintlik 'n kleed van geregtigheid. Sien julle, daar's twee kledingstukke. Die eerste een trek jy aan, jy trek hom een keer aan, as jy hom aangeneem het, dan het jy 'n garment of salvation, dis jou reddingskleed, wat jy aan het. Ok, nou, kyk daar, justified, wanneer jy gered word, as jy met jou hart, met jou mond, met jou hart glo, en jy met jou mond bely, that Jesus Christ is Lord, then you are justified. Stem julle saam? And then you will be judged by your works. Philippians 2:12. Sien julle daai? Ok, nou, iets belangrik wat ek vir julle wil sê. Kyk gou daai deel, kom ons maak hom so. Sien julle daar? Daai woordjie judged. Daar's 'n verskil tussen judged en judgment. Julle Engelse manne, stem julle saam met my? There's a difference between judged and judgment. So judge beteken beoordeel. Ja. Okay, so beoordeel beteken 'n dress rehearsal. Jy oefen by 'n skool en dan gaan jy 'n debat hê. En dan sit daar judges daar, stem julle saam, beoordelaars. En wat doen hulle dan? They judge. Hulle beoordeel dan. Maar al wat gebeur met die beoordeling is, hulle sê A plus B C, stem julle saam. Hulle sê nie almal uit by die deur, julle maak dit nie. Julle is deel, stem julle saam met dit. So hulle kom en sê, okay, hierdie ouetjies, hulle het A plus gekry, hierdie het B gekry, julle het C, dan gee hulle vir julle BEMA, julle rangorde, stem julle nie. So wat gebeur? You will be judged by your works, dis jou rewards. Ja, maak dit sin, Philippians 2:12. So, net dat julle verstaan, ons dink die dag as ons tot justification gekom het, ons het gearriveer, dan begin jy jou bank warm sit, want ons gaan net elke Sondag diens doen. Nee, daar's 'n roeping nie net vir die dominee en die pastoor nie. Joune is dalk groter as syne. En baie van ons het dit agterkom. So there's 'n scroll, 'n boekrol binne in jou wat sê waarmee is jy besig. Jou boekrol kan net wees daar, waar begin jy? Jy begin by die ou by wie jy by die volstasie waar jy brandstof ingooi. By Checkers vir hom 'n woord vir die dag te gee. En ek staan self skuldig. Het jy 'n pak kaartjies om vir elkeen beloftes te gee? En jy koop daai belofte kaartjies. En hier staan ek sê ek is self skuldig. Jy koop daai belofte kaartjies by Koenboeke. Jy maak fotostate en snyle en jy
betaal jy jou melk daar, sê man, hier's 'n belofte vir jou vir die dag. Ek het 'n ou gehad, baie keer dan trek hy kaartjies uit. Hy sê, ek trek gou vir jou kaartjie uit. Ek sê vir jou, daai kaartjies is spot on. Hulle tref die bullseye elke dag. Ek noem dit vir julle, dis wat ek sê. Ons almal staan skuldig. Ons moet dit net bely. Ons moet dit net bely. Hierdie afval net daai. Amen. You cannot, amper klaar, you cannot be saved without your garment of salvation. Sien julle daar? When you are saved, you are wearing His clothes. Clothing of righteousness beteken Sadak, ook Melchizedek. Sien julle die woordjie Sadak? Kom van daai root Melchizedek. A robe, a mantle of righteousness. So ons moet priesters van geregtigheid word. Melchizedek. Church on the earth, overcomers in heaven. Kan ek gou hierdie deurgaan? Kom ons gaan na vers 4 toe. Sien julle vers 4, die onderste. And around about the throne there were 24 seats. And I saw the 24 elders sitting, clothed in white raiment. So die elders is nie net 24 nie. It's a company of elders. Hoe weet ek dit? As jy die boek van Chronicles gaan lees, dan sien ons daar was 24 offices gewees, en elkeen was 'n, kom ons noem dit soos 'n elder gewees, en daar was 'n company of people. So Abia was een van hulle, as jy die boek van Lukas gaan lees, Abia was een van die priestly ordes gewees. Daar's 24 priesterlike ordes. 24 elders. Abia wat Johannes in was, in die tyd wat Jesus gebore was 'n priesterlike orde. So daar's duisende mense wat daai 24 elders deel van hulle is, wat in die hemel gaan kom. They were clothed with white raiment and they had on their heads, kyk wat het hulle het crowns of gold. Hierdie is deel, sien julle 4 vers 1 sê, I looked, beheld, a door was open in heaven, and the first voice which I heard said, was a voice of a trumpet, saying to me, come up hither. Sien julle, ek het daai onderstreep. So daai come up hither is die eerste groep wat voor die verdrukking opgeneem gaan word. Daar gaan 'n rapture, 'n wegraping van 'n portion van die bruid of van die liggaam wees. Die bruid gaan uitkom. Dis 'n porsie, is 'n deel, die wat uit Adam se sy uitkom. Crowns of gold, and dan during the tribulation, dan hier sluit ek af. Crowns of gold. Kyk wat gebeur in die middel van die tribulation. Hy sê, one of the elders answered and said to him, what are these which are arrayed in white robes? And where did they come from? And I said to them, sir, don't you know? And he said to me, these are they which come out of the great tribulation. Nou sê hy van hulle, and they have washed their robes and made white in the blood of the Lamb. So die wat in die middel van hierdie verdrukking daar gaan aankom, gaan met hulle lewe betaal vir dit. So 7 gemeentes oor 2000 jaar, maar die laaste gemeente gaan daar mense wees wat agterbly, wat in die liggaam van Christus louwarm is, wat hom gaan dan moet hulle kies, gaan hulle die merk vat of gaan hulle nie die merk vat nie. Hulle gaan met hulle lewe betaal en hulle gaan dan in die bloed van die lam gedoop word om wit kledingstukke aan te hê en daar aan te kom. En dan sê hy, and behold, I saw a great multitude. Sien jy, hier is 'n multitude wat, hoeveel word gered in die verdrukking? A multitude, which no man can number, of all nations. So vir die wat gedink het, net die wites word gered,
verrassing vir jou. Nee, verrassing vir jou. Surprise. There is no color in the spirit. God is kleurblind. Hy sien dit nie raak nie. Of all nations, kindreds and people, tongues, and they stood before the Lamb, and before clothed in white robes, het hulle krone, nie hulle het nie krone nie, wat kry hulle? Hulle het palmtakke. Wat het die multitudes gehad toe hulle geskree het Hosanna? Toe palm branches. Sien, daar's 'n verskil tussen die disippels en die 3 en die een wat op sy kop gelê het en die multitude wat die palmtakke aangehad het. So die palmtakke en die multitude was nie deel van die fariseërs nie, maar hulle is deel van die van die liggaam van Christus. Ek hoop dit maak sin. Dan gaan ons volgende week. Amen. Halleluja. Thank you Jesus. Dankie Vader vir die oggend. Dankie vir u woord. Dankie vir u genade. U breek dit oop vir ons vanoggend. U gee vir ons vars manna en dankie ek bid sommer vir Kobus met sy disipelgroep hierna dat u die woorde wat in sy mond lê en die meditasie in sy hart laat dit voor u suiwer sal wees. Ons loof en ons prys u. Elkeen se hart word voor u getoets vandag. En wat ons hier ontvang. Ons prys die naam van Jesus vir dit. Thank you Lord. Amen. And amen. Hallelujah. Thank you Lord.